Ons is in Spreuke hoofstuk 8. Ons gaan kyk na verse 17 tot 21. Spreuke 8, 17 tot 21 en dit lees ons so: Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my, diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Net so ver in die skrif vandag, kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en dat dit die waarheid is. En Here, mag ons ag gee op die woord in hierdie oggend. Mag ons ag gee op die waarde van die woord, mag ons ag gee op die waarde van wysheid. En mag ons besef, Here, dat dit beter is as goud en silwer. Ag Here, ons natuurlike vlees neig na die dinge van die wêreld. En ons natuurlike toestand gryp ons na rykdom in hierdie wêreld, Here. Maar help ons om te besef dat hierdie dinge vergaan. Maar die erfenis wat in U is, hou vir ewig. En dit kan nie vergaan nie. Mag ons ag gee op dit in hierdie oggend, Here. Mag ons ag gee op U wysheid. En mag ons U wysheid lief hê, Here, sodat dit ons ook kan lief hê. Lei ons in dit, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die genade groot is. In Jesus se naam alleen vir ons dit. Amen. Ons het laas gekyk na verse 15 en 16, waar daar vir ons gesê was dat dit deur goddelike wysheid, of althans deur God se woord is, dat konings of maghebbers of heersers, of althans owerhede bepaal wat reg is. Dis hoe die owerhede bepaal wat reg is. Deur God se woord, deur sy wysheid. En die feit bly staan dat jy nie weg kan kom vanaf die feit dat die regering 'n godsdienstige rol gaan speel nie. Want wette word rondom moraliteit bepaal. En moraliteit is noodwendig 'n godsdienstige onderwerp. Die enigste rede hoekom ons belasting behoort te betaal is juis sodat die owerhede die kwaaddoeners kan straf. Soos ons lees in Romeine 13 vers 6, waar staan: Want daarom betaal julle ook belasting, want hulle is dienaars van God, dit is die owerhede, want hulle is die dienaars van God, dis hoekom jy belasting betaal, want hulle is die dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Is die owerhede besig om sy goddelike plig na te kom? As hulle mense straf vir haatspraak byvoorbeeld, as hulle sê homoseksualiteit is 'n sonde, maar nou gaan jy gestraf word daarvoor as jy dit sê, want dit is haatspraak? Is hulle besig om hulle goddelike plig dan na te kom? Is hulle besig om goeie dienaars van God te wees, as hulle dit wat goed is straf, en dit wat sleg is nie straf nie? Is hulle dan goeie dienaars? Nee. Dan is hulle nie goeie dienaars nie. Die Bybel is nie onduidelik oor die feit dat die owerhede dienaars van God is nie, of althans behoort te wees nie. Wat beteken dat hulle 'n verpligting het om volgens die Here se gebooie op te tree. Dis deur die wysheid wat hulle weet wat reg is, sê die skrif. Want nêrens in die Bybel sal ons ooit vind dat die Here iemand aanstel en 'n ampt of 'n posisie stig en vir hulle dan sê dat hulle maar volgens hulle eie diskresie kan optree nie. Ons kry dit nie in die Bybel nie. Nêrens skep die Here 'n ampt of 'n posisie en dan sê hy, julle, ek het dit gestig, ek het die ampt gestig, ek het daai posisie gestig, maar julle kan besluit hoe om dit te reguleer. Nêrens doen die Here dit ooit nie. Die Here skep nooit 'n ampt en dan sê hy, julle kan maar besluit wat reg en verkeerd is nie. Ek het die posisie geskep, ja, maar julle moet besluit hoe om daai posisie
te hanteer nie. Die Here doen nie dit nie. Maar tog is dit presies wat teoloë sê van die regering. Hulle sê die kerk of geloof het niks te doen met die regering nie. En die regering het niks te doen met God se koninkryk nie. En daarom moet ons ook nie ywer om God se wet binne die staat te implementeer nie, sê hulle. Maar dit is onsinnig, want die regering is deur die Here ingestel. En nog nooit het die Here 'n instelling geskep wat nie volgens sy gebooie moet optree nie. Ons sien dit nie by die ampt van die priester nie, of die koning nie, of die profete, of die ouderling wat hy sê moet daar wees nie, of die diaken, of enige ander instelling van die Here nie, en die owerhede gaan nie die uitsondering wees nie. Die Here het nie al daai ampte gestig en gesê, julle moet volgens my wet optree, maar hierdie ene wat ek gemaak het, hierdie owerhede, hulle hoof nie. Die Here doen nie dit nie. Die owerhede is nie die uitsondering nie. Kry 'n mens, of het 'n mens al gekry, profete en konings en priesters en ouderlinge en diakens, al die ampte wat die Here gestig het, kry 'n mens van hulle wat die Here nie gevolg het nie, of nie volgens sy gebooie opgetree het nie? Natuurlik kry jy van hulle wat nie volgens God se gebooie opgetree het nie. Maar dit verander nie die feit dat hulle wel volgens God se gebooie behoort op te tree nie. En dieselfde is die geval met die staat, ongeag wat baie teoloë mag sê. En dit is die einste rede hoekom Johannes die Doper in die tronk gegooi was. Want hy het na die owerhede gegaan. En hy het vir hulle gesê, julle is besig om ongehoorsaam te wees aan die gebooie van die Here. Hoekom het Johannes die Doper homself dan hiermee opgehou? Indien dit nie nodig was om na die owerhede toe te gaan nie. Hoekom doen hy dit aan homself? Maar tog lees ons in Matteus 14 vers 3 en 4, want die Herodes het Johannes gevang, hom geboei en in die gevangenis gesit vanweë Herodias, die vrou van Filippus sy broer, want Johannes het vir hom gesê, dit is u nie geoorloof om haar te hê nie. Het Johannes nie sy plek geken nie? Wysheid word alleenlik gevind in die woord van die Here, ongeag wie jy is, of wat se ampt jy betree. Maar wat ons weet, is dat die regering wel 'n goddelike instelling is. Want Romeine 13 sê dit vir ons. Wat beteken dat ons moet ywer en aandring dat God se gebooie wel op daardie vlak geïmplementeer moet word. En om nie daarna toe te werk nie, en dit te ontken, soos baie teoloë wel dit ontken dat ons dit moet doen, is dwaas. Want soos ons teks gesê het, dit is juist deur God se woord, deur sy wysheid, wat maghebbers vasstel, wat reg is. Nes, priesters en profete en ouderlinge en diakens en alle gelowiges ook vasstel, wat reg is. Die owerhede is nie die uitsondering nie. En hulle is nog 'n ampt wat deur die Here ingestel is. Offisieel. En wat ons dan verder sien in ons hoofstuk, is dat goddelike wysheid die stelling maak in vers 17, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. En dit geld, soos die vorige 2 verse ook gesê het, vir die owerhede. Die Here sal die lief hê wat my lief het. Die wysheid sal lief hê wie die wysheid lief het. En die owerhede waarvan daar letterlik in die vorige vers gepraat was, is nie die uitsondering nie. As hulle die wysheid lief het, sal die wysheid hulle ook lief hê en hulle seën. Want geseënd is die nasie wie se God die Here is. Sê die psalms vir ons. Maar om terug te kom met die vers, sien ons dat die wysheid se liefde en al die seëninge wat met daardie liefde gepaard gaan, waarvan ons opvolgende verse dan ons vertel, wat die seëninge is kondisioneel op ons liefde vir haar. Wat beteken dat ons nie die seën van haar liefde gaan ervaar of hê as ons nie haar liefhet nie. Dis kondisioneel. En omdat die vrou wysheid niks anders is as God se wysheid en sy gebooie en sy woord nie, sien ons 'n eenderse stelling in Johannes 14 vers 21 waar staan, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet,
hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Aan wie openbaar Christus homself? Aan die een wat Christus lief het. Wie het Christus lief? Die een wat sy gebooie het, die een wat sy gebooie bewaar. Menende, wat 'n liefde daarvoor het. En soos ons skrif ook sê, die wat my soek, sal my vind. Maar jy gaan nie eers soek as jy nie 'n liefde daarvoor het. Hoekom sal jy soek vir iets waarvoor jy nie 'n liefde het nie? Die ongelowige soek nie eers nie. Want hulle hart het nie 'n begeerte of 'n liefde daarvoor om dit te vind nie. 'n eenvoudige en 'n praktiese manier om te sien of jy werklik daarna soek, of jy werklik 'n liefde het na God se wysheid. Eenvoudig en prakties om te weet, soek ek dit? Is ek lief daarvoor? En het ek werklik 'n liefde vir Christus en sy wysheid? Het jy 'n begeerte om kerk toe te gaan? Dis 'n eenvoudige manier om te kyk. Het ek 'n begeerte om te gaan? Het ek 'n begeerte om meer te leer? Het ek 'n liefde vir daardie wysheid? Soek ek dit? Smag ek daarna? Is dit hoekom ek kerk toe gaan? Om die waarheid te kry? Of omdat die mense maar eintlik oukei is daarso? Nee, het jy honger vir die wysheid? Het jy honger vir die waarheid? Is dit hoekom jy gaan? En dieselfde geld vir of jy die woord lees en die woord bestudeer. Het jy honger en 'n liefde daarvoor? Dieselfde geld vir ons Bybelstudies. Of jy nou bywoon of jy opnames kyk, het jy begeerte na die wysheid? Het jy 'n begeerte om meer te leer en om wysheid te vind en soek jy daarna? Het jy 'n liefde daarvoor? Of wil jy maar net 'n goeie voorbeeld wees vir jou kinders? Is dit al wat jy wil wees? Maar jy self het nie werklik 'n liefde vir God se woord nie. Doen nie maar net wat jy kan doen sodat jy 'n goeie voorbeeld is. En dis waar dit stop. Die vraag is nie of jy dinge goed genoeg doen nie. Dis nie die vraag nie. En of jy die voorbeeld wat jy stel, of dit goed genoeg is nie. En of jy genoeg weet om ten minste 'n gesprek oor die geloof te kan hê nie. Goed genoeg bestaan nie vir die gelowige nie. Want goed genoeg beteken jy het klaar by jou bestemming uitgekom. So as iets goed genoeg is, jy weet nou genoeg, dan het jy klaar uitgekom waar jy dink jy wil uitkom. Terwyl die woord ons leer, jy gaan nie by jou bestemming uitkom in hierdie lewe in terme van die wysheid van God nie. Maar as dit wat jy gedoen het, of dit wat jy klaar weet, die wysheid wat jy klaar opgebou het, goed genoeg is, dan is jy van die oortuiging dat jy klaar by die bestemming uitgekom het. Paulus sê in Kolossense 1 vers 9 en 10, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Menende dit is 'n voortdurende proses van groei. En hy bid vir hulle dat hulle sal aanhou groei. Of soos 1 Petrus 2 vers 2 dit stel, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hy sê nie verlang daarna en groei daarin op, en binnekort sal julle dit nie meer nodig hê nie, dan het julle nou genoeg gegroei nie. Dis nie wat hy sê nie. Verlang daarna. Dit is 'n voortdurende groei vir die res van ons lewens. Daar bestaan nie so iets soos goed genoeg wanneer dit kom by ons heiligmaking nie. En by ons kennis van die woord nie. Want hoe lyk goed genoeg as jy klaar besluit het dat goed genoeg is? Hoe lyk dit dan? Hier is hoe goed genoeg lyk, Hebreërs 5 vers 12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, julle behoort al leraars te wees,
Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer? En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Hoekom? Want melk is goed genoeg. 'n Liefde vir Christus en 'n liefde vir sy woord kan nie van mekaar geskei word nie. Die twee is eenders. 'n Liefde vir Christus en 'n liefde vir sy woord kan nie van mekaar geskei word nie. Dit loop hand aan hand. Want soos Jesus sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En as jy besluit het dat jou kennis en verstaan van goddelike wysheid goed genoeg is, dan is dit ook niks anders as om te besluit dat jou liefde vir die Here goed genoeg is nie. Hoekom sê die psalmskrywer in Psalm 119 vers 97, hoe lief het ek die wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Want hy het 'n liefde vir die Here. En daardie liefde gaan nooit groei tot op die punt waar dit goed genoeg is, en dan kan hy nou maar ophou daarmee nie. Nee, dis sy bepeinsing dag en nag, want dit is sy liefde, dit gaan nooit ophou nie. Want sy liefde vir die Here gaan nooit ophou nie. Hy bepeins nie God se wet, totdat hy uiteindelik genoeg weet, sodat hy ten minste net 'n goeie voorbeeld vir sy kinders kan wees nie. Nee. Hy bepeins dit die hele dag, en hy sal nooit ophou om daaroor te peins nie, want hy sal nooit ophou om 'n liefde daarvoor te hê nie, want hy sal nooit ophou om 'n liefde vir die Here te hê nie. Dis hoekom hy dit dag en nag bepeins. Goed genoeg is 'n wettiese term. Want goed genoeg beteken jy het by 'n punt uitgekom waar dit nou goed genoeg is. Jy het iets behaal. Goed genoeg is 'n wettiese term. En mense dink dat goed genoeg te doen het met genade, maar dit het niks te doen met genade nie. Maar alles te doen met om wetties te wees. Want as jy volgens jouself genoeg weet van God se woord, dat dit nie meer nodig is vir jou om daarop te mediteer, of nodig is om daarin geleer te word nie, en jy weet nou eintlik genoeg, om 'n goeie voorbeeld vir jou kinders te wees, dan is jy ook onder die indruk dat jy ver genoeg gevorder het in die geloof, om vir jouself 'n plek in die hemel in te verdien. Ek het nou ver genoeg in my geloofspad gewandel, hierdie is nou goed genoeg. Nou kan ek hemel toe gaan. Nou kan ek 'n goeie voorbeeld vir my kinders wees. Jy dink jy het iets verdien. Jy weet genoeg om in die hemel in te kom. Dis goed genoeg. Goed genoeg is wetties. Want dit beteken jy het iets behaal wat goed genoeg is. Wat beteken jy verdien 'n plek in die hemel in. Maar die een wat onder genade lewe, sal nooit onder die indruk wees dat hulle kennis en hulle verstaan van goddelike wysheid goed genoeg is nie. Want hulle begeerte na goddelike wysheid en hulle bepeinsing daarvan is nie om iets te verdien nie. Of om 'n mylpaal te bereik, sodat hulle nou uiteindelik gemoedsrus oor hulle saligheid kan hê nie. En kan sê, wel, ons weet nou genoeg nie, so ons kan nou hemel toe gaan nie. Hulle begeerte na goddelike wysheid sal nooit ophou nie, want hulle liefde vir die Here sal nooit ophou nie. As jy net kerk toe kom, want jy wil jou status in die geloof handhaaf, jy wil net seker maak jy kom in die hemel in. En jy wil net 'n goeie voorbeeld bly wees vir jou kinders. Dan is dit nie omdat jy 'n liefde het vir die Here en sy wysheid nie. Dit is omdat jy net die voordele van die geloof wil hê, sonder dat jy 'n liefde daarvoor hoef te hê. Maar die voordele van die geloof kom nie na diegene toe, wat die geloof net goed genoeg wil doen, sodat hulle die voordele kan kry nie. Ek sê weer, die voordele van die geloof kom nie na die persoon toe, wat die geloof net goed genoeg doen, sodat hulle die voordele kan kry nie. Die voordele en seën van die geloof kom alleenlik toe aan die, wat 'n liefde daarvoor het, 'n begeerte het daarna, daarvoor soek, en nooit ophou soek nie.
Die beloftes van ons skrif behoort nie aan die wat net probeer om 'n goeie voorbeeld te wees nie. Die beloftes van ons skrif behoort nie aan die wat net kerk toe gaan nie. Vir kerk toe gaan se onthawe nie. Die beloftes behoort aan die wat 'n liefde het vir wysheid en 'n liefde het vir die Here Jesus Christus. Of soos ons teks sê, ek het lief die wat my lief het. En die wat my soek sal my vind. En hoe lyk hierdie liefde wat terugontvang word? Deur die wat werklike liefde het vir goddelike wysheid en daarna soek. Hoe lyk hierdie liefde wat ons terugontvang? As ons werklike begeerte daarna het, werklik daarna soek. Dit nie net doen om genoeg te weet nie, of goed genoeg te wees, of om 'n goeie voorbeeld vir ons kinders te wees nie. Hoe lyk hierdie liefde wat ons terugontvang as ons werklik daarna soek en lief is daarvoor? Verse 18 tot 21, rykdom en eer is by my. Diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyngoud. En my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van paaie van reg, om die wat my liefhet 'n besitting te laat erwe. En hulle skatkamers maak ek vol. Hierdie seën, hierdie belofte behoort nie aan diegene wat bloot in die geloof is, sodat hulle die seën daarvan kon ontvang nie. Hierdie seën behoort aan die wat werklike liefde het vir die Here, vir Christus, vir sy woord, vir sy wysheid. Dis diegene aan wie dit behoort. Dis diegene aan wie dit toekom. Dit behoort nie aan die wat maar net 'n goeie voorbeeld vir hulle kinders wil wees nie. So ons gaan maar kerk toe. En ons weet net genoeg. Sodat ons onsself gelowiges kan noem en 'n mooi voorbeeld kan wees en sodat ons ook al die voordele van die geloof kan hê. Ons doen net genoeg. Die ware gelowige gee nie om oor net genoeg nie. Hulle het 'n begeerte. En daarom soek hulle ook. Want hoekom sal hulle nie soek na iets waarvoor hulle liefde het nie? En dit behoort aan die wat 'n liefde en 'n begeerte het na die Here. En daardie liefde word nie uitgeblus nie. Maar inteendeel vermeerder hoe meer jy groei in die woord van die Here. Of soos die psalmskrywer sê, hoe lief het ek U wet, dit is my bepeinsing die hele dag. En hierdie verbond van seën, wat die Here met ons maak, en hierdie beloftes, dit is groot. Dit is groot beloftes. Dit is 'n groot seën. Dit is nie 'n klein saak nie. Inteendeel, dit is beter as goud. Dit is beter as silwer. Waarin het Abraham sy grootste seën gelê? Wat was die grootste erfenis wat Abraham gekry het? Abraham was 'n baie ryk man. Ons lees in Genesis 13 vers 2, daar staan, en Abraham was baie ryk aan vee en aan silwer en aan goud, maar was dit die grootste seëning wat die Here hom gegee het? Nee. Die seën van die Here wat hom sou toekom was beter as hierdie goud en die silwer wat hy gehad het. Die seën van die Here was in die feit dat al die goud en silwer wat God vir Abraham gegee het, onvergelykbaar was met die verbond wat die Here met hom gesluit het. Dit is onvergelykbaar. Ons lees onder andere in Genesis 22 vers 15 tot 18 wat die Here wel vir hom beloof het. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Hierdie belofte was beter as goud en silwer.
Want goud en silwer vergaan. Die seën van die Here, die erfenis, was nie primêr rykdom nie. Maar in die feit dat sy nageslag sal voortbestaan, dit sal groei, die poorte van die vyande in besit sal neem, en dat al die nasies deur sy nageslag geseën sal wees. Dit was die seën. En mense mag dalk sê, ja, maar hierdie is Ou Testament. En dit was dalk Abraham se seën, maar dit is nie ons nie. Maar dit is nie wat die woord ons leer nie. Galasiërs 3 vers 13, wat in die Nuwe Testament is, sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat Christus het gesterf aan die kruis, hy was vervloek, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang, Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Erfgename van wat? Erfgename van dieselfde beloftes wat aan Abraham gemaak was. Jy is 'n kind van Abraham. Jy is 'n erfgenaam. As julle in Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die beloftes erfgename. En dit is beter as goud. Was Abraham se seën in die feit dat hy ryk was, dat hy goud en silwer gehad het? Nee. Want waar is sy goud en silwer vandag? Ek weet nie waar dit is nie. Dit het vergaan. Sy beeste lewe nie meer nie. Dit is weg. Duisende jare terug al. Hy het dit nie meer nie. Sy seën was nie in die feit dat hy ryk was nie. En sy seën was selfs nie eers noodwendig daarin dat hy 'n groot nageslag gehad het en die land beerwe het in sy tyd nie. Want hy was dood voordat enige van sy nageslag die land kon beerwe het. Of hy sy nageslag kon sien, wat soos die sterre vermeerder het, en wat die poorte van sy vyande sou in besit neem. Hy het dit nie eens gesien nie. Sy seën was daarin gewees dat hy hierdie dinge wel as 'n belofte van die Here ontvang het. Sy seën, sy erfenis was in die belofte daarvan. God het beloof, inteendeel, die Here het gesê, ek sweer by myself, want daar's geen hoër gesag om by te sweer nie. Ek sweer by myself dat ek hierdie goed vir jou sal doen. Sy seën was in die belofte. Al het hy nie self weer die goed gesien nie. En dit was goed genoeg, en net die belofte alleen was beter as die goud en die silwer. Die belofte wat die Here by homself gesweer het. Sy seën was daarin gewees dat hierdie dinge wel 'n belofte van God was, ongeag die feit dat dit eers honderde jare later sou realiseer. En volkome gaan realiseer soos ons dit vind onder die nuwe verbond, waar ons nou in Christus kan wees en erfgename van daardie beloftes kan wees. Die seën van die Here vir Abraham was in die feit dat dit deur hom sou wees en deur sy nageslag dat die hele aarde geseënd gaan wees, en hoe geseënd is ons nie. Dit was 'n belofte. En daardie belofte kom finaal tot vervulling onder die nuwe verbond en gaan aanhou om vervul te word. Die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het, word gerealiseer in Christus, teenoor die wat in Christus is, onder die nuwe verbond. En dit is die einste rede hoekom baie teoloë stry met ons standpunt van laasweek se preek. Want hulle is onder die indruk dat die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, nie op ons van toepassing is nie, maar op etniese Israel, ergens in die toekoms. Dit behoort eintlik aan Israel.
ergens in die toekoms, behoort dit aan hulle. Daarom volgens hulle mag die wêreld nie geseënd wees nie, en mag God se koninkryk nie al hoe meer kom en vermeerder nie, en ja, selfs ook nie in die regering nie. Want hulle is van die oortuiging dat die wêreld net slegter en slegter moet raak, omdat hierdie beloftes nie op ons van toepassing is nie. Die beloftes van Abraham kom ons nie toe nie. Maar die realiteit is, hierdie beloftes is op ons van toepassing. Want soos ons gelees het, en as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham. En volgens die beloftes erfgename. En hulle verwerp dit. Dit wat ons as gelowiges toekom, is beter as goud en is beter as silwer. Want wat ons toekom is 'n erfenis. En daardie erfenis sluit nie net die hemel in nie, maar reg en geregtigheid vir ons nageslag en 'n nageslag wat die Here dien, totdat die hele aarde vol raak van die kennis van die Here. Nou, hoekom is hierdie anders as die health, wealth en prosperity gospel? Hoekom is dit anders as dit? Want dit is die aanklag wat baie keer na ons kant toe gegooi word. O, julle soek hierdie seëninge van Abraham nou? En sê dit kom die Israel toe ergens in die toekoms? Julle soek die seëninge van Abraham? Dis net health, wealth en prosperity. Hoekom is hierdie anders as health, wealth en prosperity? Of althans die gesondheid, rykdom en voorspoed evangelie? Hoekom is dit anders? Want hulle soek die seën in die vorm van goud en silwer. Dis die seën wat die health, wealth en prosperity gospel soek. Hulle soek die seën in die vorm van goud en silwer. Ons verwerp dit. Want ons seën is beter as dit. Die erfenis wat die Here ons beloof is beter as goud en silwer. Net soos die erfenis vir Abraham ook beter was as goud en silwer. Die seën van die Here op die wat hom liefhet, is in die feit dat ons nie net dieselfde erfenis as Abraham gaan hê nie, maar dat ons al klaar die nageslagte kan wees, waarin daar die beloftes wat aan hom gemaak was, al klaar begin het om tot volkoming te kom. Ons geniet al die vervulling van die belofte wat aan Abraham gemaak is, as ons in Christus is. Nou, die wêreld het nog 'n lang pad om te gaan, want die wêreld is nog net semi-bewus van die Here, en is nog grootendeels goddeloos, maar daar is ten minste al 'n hele paar miljoen mense wat die Here volg, en hom regtig volg, reg oor die wêreld. Daar's ten minste al 'n paar biljoen wat van hom weet. Die geloof gaan groei. Geskiedenis bewys dit vir ons. Jy kan nie teen statistiek beklei nie. Die aarde is stadig maar seker besig om vol te raak van die kennis van die Here. Niemand kan stry met dit nie. Die geloof gaan groei. En die beloftes wat aan Abraham gemaak was, gaan al hoe meer tot vervulling kom, soos die eeue verbygaan. En ons sien dit. En gelowiges mag dalk nog nie heeltemal soveel wees soos die sterre van die hemel nie. En ons mag dalk nog nie heeltemal die poorte van ons vyande besit nie, soos die Here aan Abraham beloof het en sy nageslag en die wat die erfgename is van die belofte nie. Maar ons seën is nie noodwendig daarin dat dit al klare realiteit moet wees nie, maar dat dit wel 'n belofte is. Dis wel 'n belofte. Dat dit 'n realiteit gaan wees vir ons nageslag, wat ook deel is van die verbond. Christus heers tans as koning. En ons seën is in die feit dat ons deel van sy koninkryk kan wees. Beide in die hemel en so ook op die aarde, geseël deur die Heilige Gees. En meer as dit, nie net ons nie, ons kinders ook. En hoe is dit nie beter as goud en silwer nie? Soos ons al gesien het, Psalm 22 handel oor Christus se kruisiging. Ons het dit al gesing, dit handel oor sy kruisiging.
my God, waarom het U my verlaat, begin dit. Want dit praat oor, dis die Psalm wat Jesus aan die kruis aangehaal het, as 'n vervulling van dit wat besig is om te gebeur. Psalm 22 handel oor Christus se kruisiging. Maar deel van die profetiese verklaring wat in daardie Psalm gemaak word, as gevolg van Christus se kruisiging en die feit dat hy heers as koning, lees ons dan in verse 28 tot 32 van daardie Psalm waar staan, al die eindes van die aarde sal daaraan dink, en hulle tot die Here bekeer. Waarvan is dit die resultaat? Van Christus se kruisiging. Van die nuwe verbond wat ingehuldig is, deur hy wat dood is, opgestaan het en opgevaar het na die regterhand van God, waar hy heers as koning. Die resultaat is, al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Al die nasies. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Dit praat van hier op die aarde, daar is nie volgende geslagte in die hemel nie. Jy plant nie voort in die hemel nie. Die volgende geslagte sal dit ken, sal die Here ken, sal hom aanbid. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Dis die belofte van die nuwe verbond. Jy kan nie om dit kom nie. Dis die vervulling van die belofte aan Abraham, wat toekom aan die wat in Christus is. Hierdie is die resultaat van Christus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, waarvan 'n mens ook vroeër lees in daardie einste Psalm. En waar hy nou sit aan die regterhand van God, en heers as koning. Christus het sy heerskappy opgeneem toe hy opgevaar het na die hemel, en aan die regterhand van God gaan sit het. 'n posisie van gesag. Dis hoekom dit praat van aan die regterhand van God. Het God regtig hande? Is hy 'n mens? Nee, dis 'n posisie van gesag waarvan daar gepraat word. En die logiese uitwerking van hom wat tans regeer, is dat sy koninkryk gaan groei. Nes dit is in die hemele, so ook op die aarde, soos ons ook voorbid. En daarom kan 1 Korintiërs 15 vers 25 ook van Jesus sê, want hy moet as koning heers, totdat al sy vyande onder sy voete gestel word. Dis hoe lank hy gaan heers. Die wat die Here liefhet en sy wysheid liefhet, sal liefgehê word, op 'n manier wat beter is as goud en silwer. Hoe so? Want 'n erfenis gaan altyd beter wees as goud en silwer. Afvallige kerke soek goud en silwer. En verkondig ook goud en silwer. Die gelowige word geseën deur 'n erfenis. Beide vir onsself in die hemele, maar ook vir ons nageslag hier op die aarde. En sowel as ook in die hemele vir hulle. Dit is vir my 'n baie groter seën om te weet dat my kinders die vrugte van die geloof gaan pluk, as om te hoop dat hulle eendag ryk gaan wees. En dit is vir my baie groter seën om te weet dat my kleinkinders en hulle kinders en hulle kinders die vrugte gaan pluk van God se koninkryk wat bevorder gaan word. Hulle sal dit pluk. Hoe weet ek dit? Want ek is in Christus en die beloftes wat aan Abraham gemaak is, kom my ook toe. En dit is vir my 'n baie groter seën om dit te weet. En dit is 'n genade dat ons kan deel wees van die bevordering van God se koninkryk. En soos Paulus ook sê, dat ons arbeid hier op die aarde is nie te vergeefs nie. Want as ons niks gaan bereik hier op die aarde nie, as die aarde nie ergens heen gaan, dat dit nie beter raak nie, dat die koninkryk nie bevorder word nie, wel dan is ons arbeid te vergeefs. Dan kan ons maar nou alles oppak. Maar dit is nie, sê hy.
Maar laat ons nie onder die indruk wees dat daar nie 'n erfenis is nie, want daar is 'n erfenis. Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. En die psalms bevestig dit gereeld vir ons. Juis omdat die psalms, soos ons nou opgelet het, 'n profetiese boek is. Psalm 25 vers 12 tot 14. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om dit hulle bekend te maak. Psalm 37 vers 9. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Psalm 37 vers 28 en 29, want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie, vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei, die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Psalm 37 vers 34, wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Hierdie is die belofte wat gelowiges toekom, onder die nuwe verbond. En daarom kan Jesus ook sê in Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Hy bevestig bloot vir ons dit wat in die Ou Testament staan. Hy bevestig bloot vir ons dit wat in die Psalms staan, waarvan daar geprofeteer was. En salig is julle, sagmoediges, want julle sal die aarde beerwe. En die Ou Testament bevestig het, die profete bevestig het, en die Psalms bevestig het, en Jesus bevestig het op sy bergpredikasie. Die Here beloof ons in Jesaja 60 vers 20 tot 22, wat handel oor die nuwe verbond, en hy sê, jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby, en jou volk sal almal regverdig wees, vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking, die kleinste sal 'n geslag word, en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Op die regte tyd. Hy sal dit laat gebeur. Deur die geloof word ons erfgename hiervan. En nie net ons nie, ons kinders ook. En daardie erfborsie gaan al hoe meer 'n realiteit raak, soos die generasies verbygaan. Dit kan nie anders terwyl Jesus heers as koning nie. Want God het dit aan Abraham beloof. En dit word bevestig deur die profete. En dit word bevestig in die Psalms. En dit word bevestig in die Nuwe Testament. En ons nageslagte, volgens Galasiërs, is erfgename hiervan. Miskien nog nie die volheid van die vervulling daarvan nie. Dit weet ons. Maar ons hoop is in die belofte. En ons sien al klaar hoe dit realiseer deur die eeue. Wat sou dit Abraham traak? Of hy 'n nageslag sou hê, en of Isak gebore sou word of nie, as sy enigste erfenis in die hemel was? Wat traak 'n nageslag hom? As sy erfenis net goud en silwer was, hier op die aarde, en die hemel, as dit sy enigste twee erfenisse was, goud en silwer terwyl hy op die aarde was, en die hemel wanneer hy doodgaan, as dit sy enigste erfenis was, wat traak 'n nageslag hom? Wat traak het hom of hy 'n nageslag het of nie? As dit die deel is van die belofte nie. Hoekom beloof die Here dit vir hom, as dit irrelevant is in elk geval vir hom? En sy erfenis net goud en silwer is hier op die aarde, en hy gaan eendag die hemel beerwe. Wat sou dit Abraham traak of hy 'n nageslag sou hê, en of Isak gebore sou word of nie, as sy enigste erfenis maar net in die hemel was, en goud en silwer terwyl hy op die aarde was? Wat maak kinders dan saak? Wat maak 'n nageslag dan saak?
As jou nageslag nie saak maak nie, en daar geen belofte teenoor hulle is wat hulle toekom nie, dan is jou nageslag nie 'n seën nie, dis maar net 'n verantwoordelikheid wat jy moet groot kry. Dan is dit al wat dit is. Abraham se seën en ons seën is dat ons die hemele gaan beerwe. En saam met Christus daar gaan woon. En dat ons nou al vir onsself daar skatte bymekaar kan maak. Maar die seën stop nie daar nie. Die seën van die Here is ook in die feit dat wanneer ons doodgaan en die hemele beerwe, ons gemoedsrus kan hê oor ons nageslag. En dat hulle miskien nie vandag of môre nie, maar dat hulle wel erfgename van die wêreld sal wees. Hulle sal die aarde besit, soos al keer op keer vir ons gesê word. En die poorte van hulle vyande sal hulle inneem. En dat hulle deel sal wees van Christus se koninkryk wat hier op die aarde bevorder word en generasie op beslag. En laat ons nie so arrogant wees om te dink dat die geloof by ons begin het nie. Ons geloof het al eeue vroeër begin. Die geloof wat ons vandag het, dit wat maak dat ons sit waar ons vandag sit. Moenie dink jy sit hier omdat jy so oulik is nie, of dat ek hier is omdat ek so oulik is nie. Ons geloof het al eeue vroeër begin. Ons voorvaders was onder die hervormers. Hulle nageslagte het uiteindelik Suid-Afrika toe gevlug, as gevolg van vervolging. En ons is weer deel van hulle nageslag. Honderde jare later. Ons geloof is nie nuut, of het uit die blou lug verskyn nie. Ons geloof is die resultaat van die verbond met ons voorvaders al honderde jare terug. Anders het ons nie hier gesit nie. En waar hulle dalk doodgemaak was en vervolg was vir hulle geloof, word ons weer minder vervolg. En waar hulle moes sukkel om Bybels te vertaal, sit ons weer met 'n oorvloed van Bybelvertalings. En so word God se koninkryk meer en meer bevorder deur elke generasie, want dit is die belofte van die verbond. En moenie dink dat jy hier so ewe skielik as 'n individu uit die lig uitgeval het nie. Ons is die resultaat van God se verbond. En ja, dit maak baie keer so. Die een generasie vat dalk 'n duik, maar God vergeet nie sy verbond nie. Ja, ons kinders volg dalk nie die Here soos wat hulle moet nie. Of ja, ons ouers volg dalk nie die Here soos hulle moet nie. Maar ons sit nog steeds waar ons sit vandag. As gevolg van die belofte wat ons voorouers gemaak het. Gaan deur al jou oupas en deur al jou oupa grootjies wat jy van weet. En ek dink enige van ons sal sukkel om te sien dat daar nie iemand is wat gedoop is in die verbonde nie. Ek dink julle sal sukkel om dit te kry. Ek dink jy sal sukkel om voorouers te kry wat nie hulle kinders gedoop het nie. Ons is die resultaat van God wat trou is teenoor sy verbond. En ja, dit mag dalk so gaan party generasies, maar dit het 'n algemene opwaartse kurwe. Dit gaan groei, dit gaan beter raak. Die koninkryk gaan al hoe meer bevorder word. Dis ons erfenis. Die Here beloof dit. En ons sien dit as ons net kyk na ons oupas en ons oupa grootjies en ons oupa grootjies se oupa grootjies. Van waar die geloof begin het. En daarom doop ons ook ons kinders. Want ons glo in die verbond. Dit is die belofte wat ons deur die geloof kry. En wat Abraham ook deur die geloof verkry het. En soos Paulus in Romeine 4 vers 13, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid
van die geloof. En is dit nie beter as goud en silwer nie? Het die Here vir Abraham gejok toe hy gesê het, jy sal erfgenaam van die wêreld wees? Nee, hy het nie. As God sê, jy gaan erfgenaam van die wêreld wees, dan beteken, jy sal erfgenaam van die wêreld wees. En ons, want ons is erfgename van dieselfde belofte. En is dit nie beter as goud en silwer nie? Ek sal al die goud en die silwer in die wêreld prys gee, as ek net kan weet, my nageslag gaan voorspoedig wees in die Here, en dat hulle gaan ywer vir sy koninkryk, en nie net dit nie, hulle sal suksesvol wees. Ja, dit mag dalk so maak deur party generasies, maar dit sal suksesvol wees. Maar om af te sluit, op wie is dit van toepassing? Het is nie van toepassing op die wat rykdom soek nie, of die wat goud en silwer belangriker as enigiets anders ag nie, die wat nie deel is van die verbond nie, die ware verbond nie. Dit is nie van toepassing op die wat die geloof volg en doen, net sodat hulle die voordele van die geloof kan hê nie. En dit is nie van toepassing op die wat die geloof net goed genoeg doen, sodat hulle 'n goeie voorbeeld vir hulle kinders kan wees, en dalk nog iets daarby kan verdien nie. Nee, ons verdien niks. En daar bestaan nie iets soos goed genoeg vir die gelowige nie. Hierdie beloftes is van toepassing op die wat dieselfde geloof as Abraham het. Wat die verbond van Abraham het. Die einste Abraham wat selfs sy eie seun sou prysgee, omdat hy die Here meer lief gehad het in gehoorsaamheid as homself. Abraham sal sy eie seun opgee, want hy was lief vir die Here. En hy was lief vir die woord van die Here. Abraham sou sy eie seun prysgee op God se woord, terwyl ons skaars ons kinders sal grootmaak volgens God se woord. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Het ons werklik die Here lief? Soek ons werklik na die Here? En as ons wel 'n liefde het, kan ons verseker wees van God se seën. Want die skrif sê vir ons, rykdom en eer is by my. Diersame goed en geregtigheid, my vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg, om die wat my liefhet, 'n besitting te laat erwe. En hulle skatkamers maak ek vol. En hoe vol is ons skatkamers nie, as ons die volheid van die nuwe verbond begryp nie? Hoe vol is ons skatkamers nie dan nie? Nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders. Nie net in die hemele nie, maar ook hier op die aarde. Want ons sal die aarde beerwe. Miskien in ons generasie nie, maar daar is 'n belofte. En die Here sweer by homself. En dit alles as gevolg van Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 26 tot 29, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Mag die naam van Jesus Christus verheerlik word, oor sy groot genade teenoor ons as heidene, wat eens ver was, maar nou naby gebring is, deur sy genade, sodat ons ook erfgename van daardie selfde belofte kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die goedheid en die genade teenoor ons, Here. Ons verdien nie hierdie belofte nie, ons verdien nie hierdie erfenis nie. Dis deur die genade alleen dat ons dit kan hê. En Here, ons kan ook sien deur die eeue dat U trou is teenoor U belofte, U is trou teenoor U verbond. Here, ons sien dit in ons voorouers. Ja, daar was mense wat dalk U nie gevolg het nie. Maar Here, U verbond het wel stand gehou deur ons voorouers, deur die generasies, soos wat U ook beloof het dit sal
En daarom kan ons ook seker wees van 'n erfenis vir ons nageslagte. Selfs al volg ons kinders hier nie soos wat hulle moet nie. Here, ons weet, U belofte hou stand. U is trou teenoor U woord. En ons nageslagte sal die aarde beerwe. U koninkryk sal bevorder word. En Here, ons kan nie maar net loof en prys vir die groot genade en die gemoedsrus wat ons kan hê. Want Here, dit is beter as goud en silwer. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat U trou is teenoor die verbond, ja, selfs teenoor ons nageslagte nie. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat U genadig is en magtig is om die verbond en die beloftes tot vervulling te bring nie. U is almagtig, U kan dit doen en U sal ook. Gaan dit ons maar net, Here, so nietig soos ons is, om U te volg met ons hele hart en siel en verstand, en om te lewe volgens U verbond, U woord lief te hê, en U wysheid te soek, al die dae van ons lewens. Gee ons 'n begeerte daarvoor, Here, want ons kan nie daardie begeerte of die liefde daarvoor in onsself opwek nie. Ons het dit nie in ons nie, ons is nietig, ons is sondig. Maar Here, ons pleit is in hierdie oggend, dat U ons harte sal aanraak deur die krag van die Gees, en dat die Gees in ons harte sal werk, sodat ons 'n liefde daarvoor sal hê. Mag U naam verheerlik word, o Here, vir die groot genade teenoor ons as sondaars, en nie net teenoor ons nie, maar ook ons voorouers wat U geseën het, en Here, ons nageslag wat U ook sal seën. Want so het U by Uself gesweer. Mag U naam verheerlik word, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.